Kort redding. Julle lyk verskriklik sleg. Maar ek kry nie my oë oop nie. Ek lê daar, maar ek lê so op die bank. Nou moet julle weet hoe lyk dit. Julle moet die sien. Die worshond is op haar plek hier langs my. Die nuwe klein worshondjie is op haar nuwe plek hier by my bene. Sy lê so op my hakke met haar kop. En nou lê die beseerde hond hier links. Nou lê ek daar, nou voel ek moet wakker word want ek dink die honde wil gaan blaf en ons keer dat die groot hond nou moet uithardloop, jy weet. My vrou slaap natuurlik heel rustig en stemmig in die kamer. En ek lê en ek sê, "Maak oop jou oë." En ek sê, "Maak oop jou oë." My oë wil nie oop nie. Die oomblik toe ek my oë oopmaak, toe kan ek in elk geval nie sien nie want toe blur dit nog so 'n bietjie. En ek kry toe my oë oop en ek is soos, "Wat was dit?" Dit was 'n bietjie rof. Ek meen, wou ek diep slaap en my subconscious fight teen hierdie slaap of wat gaan aan? En die Heilige Gees sê vir my, baie keer sê die Here vir ons, maak oop julle oë. Maak oop julle oë. En ons doen dit nie. Baie keer sê die Heilige Gees vir jou liggaam sê al vir jou, die ongelowige deel van jou, wat jou liggaam is, sê al vir jou, maak oop jou oë. En dit is asof my liggaam net sê, nee. Nee. En nou, hoor gou hoe's die mens. Nou lê ek daar, nou wil ek weer aan die slaap raak, want ek wil graag hierdie droom klaar droom. Ek wil weet wat gebeur. Ek wil weet wat gebeur. Want dit was so op die nippertjie van iets, en toe is daar niks. Want toe sê ek soos, my oë wil nie oop nie. En die honde kyk my vreemd aan, want hulle weet nie wat hier aangaan met die ou nie. En ek wonder by myself baie keer of ons nie onsself vasvang met hierdie vraag van wanneer die Heilige Gees in ons lewens is. En ons het vanoggend so mooi gehoor met die woord wat Shemaine gebring het, dat wanneer die Heilige Gees in ons lewens is en ons moet doen wat ons sê anders en ons moet bid sonder ophou en ons moet hierdie leë plek kom vul met hom. En ek wonder en ek vra myself die volgende vraag af: weet ons ooit wat om in te gooi? As ek by die garage kom, dan sê ek vir hom diesel. En omdat dit al met my gebeur het, sê ek vir hom, kyk my mond, diesel. En hy het al op my strokie gestaan, 95, terwyl ek 'n dieselkar ry. Hy gaan nie ver nie. En ek sit vanmiddag so en ek dink, yes Here, want ek het 'n baie mooi boodskap voorberei. Want ek weet wat die Here vir ons sê, en die Here herinner my net aan hierdie doel, en hierdie praktiese reëling. Want jy sien, as ek Handelinge 2 lees, en ek lees dit reg, sê dit, in vers 37, dis nadat die Heilige Gees uitgestort het, dis nadat hulle al hierdie goeders gebeur het, dis nadat 'n klomp dinge gebeur het. Maar die opskrif van dit is die eerste bekering, en nou vra ek myself die volgende vraag af, ek gaan net hierdie my kansel gou maak, ok Tannie, moenie afkyk nie hoor. En ek vra myself die volgende vraag af, as ek en jy hierdie geskenk ontvang van die Heilige Gees, hierdie verteenwoordiger van Jesus, hierdie persoon wat nie nader aan ons kan wees as wat hy is nie, hy wat kom verteenwoordig wie Jesus is, hy wat kom sê, ek het jou hierdie gegee, sodat jy weet jy's nie alleen nie, hoekom voel ons nog steeds alleen? Hoekom voeg ons geloof by hoe ons voel, en ons het hierdie gesegdes van, ek bid teen die ceiling vas, en die Here hoor my nie, nee? Ek weet nou, ek praat met julle, en die Here is ons gelowige mense. Ons kom op 'n plek wat ons die Here begin vraagteken, en dan sê ons voel alleen. En die Here voel ver van ons af. Here, hoekom het hier, ek het laas Sondag gespreek, hoekom het hierdie gebeur? En ons al hierdie koms, en as ek die skrif reg lees van wat het hier gebeur, het hy hierdie Heilige Gees vir my en jou gegee vir een rede en een rede alleen.
Wie wil 'n kans vat om te vra wat is daai een rede? Nee, dis sodat jy 'n skinderbuddy het met wie jy kan chat. Dankie. Janine, hou op afkyk op my notas. Hy het vir ons die Heilige Gees vir een rede gegee, en dis vir waarheid. Want hy het geweet, in hierdie wêreld, met wat ons onsself mee bevind, het ons waarheid nodig. En weet jy wat is vir my skrikwekkend? Dat ek agtergekom het, dat die kinders van die Here weet nie meer wat hierdie waarheid is nie, en weet nie meer wat die Gees van die Here is nie, want ons ken nie meer hierdie skrif nie, ons doen nie meer navorsing, en ons leer nie bietjie meer oor hierdie skrif nie. En voor ek hierdie vandag vir jou sê, besef ek hoe gevaarlik dit is, want ek het my Bybel self oopgemaak en vir die Here gesê, Here, ek preek al Pinkster vir 11 jaar. Wat wil jy nog vir my sê? Al wat ek nie weet nie is of wat se bladsy dit is nie. 1100 van die Nuwe Testament. En ek vra myself die vraag af, as ek hierdie gevaarlike woord sê, van ken ek nog die Gees van waarheid, wil ek sê, dat die hart van die Heilige Gees op hierdie oomblik, vir wat ek beleef in my lewe, en wat ek beleef in ons lewens, en wat ek beleef die Here vir my sê is, my kinders moet weer die Gees van waarheid ken, en ophou wil hê, dit wat hy kan gee. Vanoggend, sê ek vir julle hier, nadat Shemaine gepreek het, en ek is jammer, ek het so baie gesê daarna, Shemaine, vergewe my. Sê ek vir julle dat ek is bekommerd oor wat op Pinkster gebeur in die kerke. Ons maak Pinkster hierdie uitgesoekte plek, waar daar gawes is, waar al hierdie goed nagejaag word, waaroor vir mense gebid word, en hoor vandag vir my, ek sê dit nie sleg nie, ek maak dit nie af nie, ons moet vir mense bid, ons moet by mense uitkom, ons moet hulle die Heilige Gees krag wys en gee, maar ek wil vandag vir jou vra, hoekom het ons dit net vir 3 dae 'n jaar? Hoekom moet ons wag vir Pinkster, vir dit om te gebeur, terwyl die Heilige Gees gesê het, die Here gesê het, ek gee vir julle die Heilige Gees as helper, sodat julle nooit weer alleen hoef te wees nie, sodat julle altyd in die krag kan wandel wat hy vir julle gee het. Nêrens in hierdie boek lees ek dat ek en jy moet 'n reël opstel oor wanneer die Heilige Gees tasbaar mag wees en wanneer mense hom kan ontvang en hom kan hê nie. Amen. Nêrens lees ek dit nie. Inteendeel sê hierdie skrif vir my, ek en jy die Heilige Gees nodig vir waantoe ek en jy op pad is in ons lewens. En ek gaan vanaand vir jou bewys hoekom. Want jy sien, ons is, ek moet teruggaan na my notas toe, ek spring myself vooruit, ek het hierdie. Ek gaan nou weer na julle toe kom met my kansel, Tannie. Dankie, ouma. Want vanoggend sê ek hierdie, ek sê, ek is bekommerd oor die kerk, want in hierdie tyd word daar gebid vir spreekende tale, meeste. En vanmiddag gaan ek op Facebook en ek lees iemand se post en hy sê, dit is bekommerwekkend dat oor die hele wêreld vandag word daar gepreek oor tale en die ontvang van tale en die dooping van die Heilige Gees en ons vergeet van die Heilige Gees. Amen. En ek het voor die Here gerepent en gesê, ek is jammer. Jammer ek het dit gemis. Laas jaar onthou julle toe Pastor Christo hier was in Pinkster. Onthou julle wat 'n amazing tyd ons gehad het in die teenwoordigheid van die Here. En Pastor Christus se woorde aan my was, Bux, ek het gekom om te ontvang, ek het nooit toegekom om te gee nie. As jy op Christus wat betref. En julle wat hier was het gesien, die Here het regtig hulle gebless en regtig 'n tyd met hulle vasgemaak vir 'n seisoen in hulle lewe wat moeilik was. En ek gaan deur my preek, wat ek daardie Pinkster gepreek het. Julle sal nie onthou wat dit was nie. Nou my tablet, ek kan ook nie, maar my tablet weet wat dit was. En ek gaan kyk na dit wat ek, en toe besef ek, maar ek het dit nooit gepreek nie. Ek het 'n stukkie van dit aangehaal. En ek vra vir die Here, Here, waarmee is jy besig? Wat wil jy hê moet ons verstaan van Pinkster? Wat wil jy hê moet ons verstaan van die Heilige Gees? En weet julle wat sê die Here vir my? I need my children to come back to the beginning. Ek sê, wag Here, hy sê, come back to the beginning. Want ek wil vandag vir jou sê, ek het al konferensies bygewoon, met groot predikers, met groot name. Ek het foto's vir hulle almal. Ek was op 'n stadium op daai fase, wat ek net wil 'n foto saam met my ou neem. Toe neem ek maar selfie, want ek sê, hey. En ek vra vir die Here, sjoe, hier is baie lekker koffie. Dankie Joshua. Sorry.
vra vir die Here, Here, wat wil jy tog deur dit wat ons bring doen? Want ons het hierdie idee van in my kantoor moet sertifikate op dokters se dinge wees. Op my CV moet daar sekere goed staan. Nie waar nie. Ons jaag goeders na. Ek weet van hoeveel amazing Heilige Gees ervaring waar 7000 mense op hulle aangesig lê. Ek was daar. Ek het dit beleef, ek het dit gesien. Maar ek sal nooit vergeet, in 'n klein kerkie, in Witbank, in Sturdy Lane, 22. Is al 13 mense die aand in die kerk, vir Pinkster. En my pastoor trek los, julle, my preek 'n preek, dat ek so sit. En die Heilige Gees sak neer. En dan word vir mense gebid vir klomp dinge en brille en grille en profetiese goed wat uitgelê. Jy sien, want Pinkster het toe van die net vertale bid afgegaan na profesie toe. Dat is ons profetiese week. Want dit is tog 'n gawe van die Heilige Gees. En die Here bly vir my sê, I need you to come back to the beginning. Vir die van julle wat vanaand gekom het dat ons vir jou moet bid, jy is nog steeds hier vir die regte rede. Want bid gaan ek vir jou bid. Want ons kan hier uitstap wanneer ons die Heilige Gees vier en nie vir jou bid nie. Amen. Dankie Corrie. En ek sê, Here, wat wil jy moet ek weet van die begin? Hy sê, gaan terug, gaan lees. Want jy sien, Paulus hulle gaan uit. En Petrus en hulle almal gaan uit na hierdie ervaring van die ontmoeting met die Heilige Gees. En ek wonder by myself, lyk die kerk nog so? Jy sien, hulle kon in die boventrek gewees het en hierdie gawe ontvang het en mekaar laat verstaan het en hierdie vuur beleef het en al hierdie dinge kon hulle beleef het en ervaar het en geweet het, joh! Elkeen van ons wat hier sit het al ervaring gehad met Heilige Gees wat jy gevoel het, Nee? Jy kan dit nie in woorde verduidelik nie, maar dit was daar. En hulle kon dit ook vir hulle self gehou het. Soos die kinders van die Here vandag doen. Vat dit huis toe, vat dit binnekamer toe. Vertel vir my Christen vriende, wat dit gaan verstaan. Hoe het dit gevoel? Nee? Maar as ek hierdie reg lees en ek sien wat hulle hier gedoen het, sê hy in vers 70, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle. En laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou net in daardie stukkie, vat die Here ons terug na waarvoor die Heilige Gees gestuur is. Die Heilige Gees is gestuur sodat mense gered kan word. Die Heilige Gees is gestuur nie vir jou om te geniet en alleen te ontvang nie. Hy is gestuur sodat wanneer ek en jy hier by mekaar kom op 'n Sondagoggend, ons die vrymoedigheid het om uit te gaan en vir hulle wat niks weet nie, vir hulle wat vir my en jou gevra, maar wat moet ek doen om te hê dit wat jy het? En my vraag is, wil die wêreld nog hê wat ek en jy as kinders van God het? Is jy seker? Ek loop nou nog iemand raak, wat 'n kind van die Here was, volgens sy woorde. Of hy sê, hy is 'n kind van die Here, hy is nie meer 'n volgeling nie. Toe dog ek, Here. En ek vra, vir wat nie? Hy sê, nee, vrek en hel. Dit was sy woorde, ekskuus, ek het nou van die kans af. Hy sê, nee. Hy sê, ek het al julle kinders van die Here gesien, julle Christene.
Julle gee julle hart vir die Here, dan sal op 'n bang en as die eerste ding gebeur, dan hoor ek dit hoe moan julle oor geld, dan moan julle oor siek wees, dan moan julle oor julle werk en julle hou aan moan en dan Sondag is jy weer in die kerk en happy clappy en Maandag moan jy weer. Hy sê hoekom wil ek deel wees van 'n moangroep? Hoekom wil ek deel wees van mense wat net moan? Want hoekom wil ek die Here dien as julle net moan? En ek staan so en ek sê vir hom, jy sal my nie glo nie man, maar ek het 'n krisis. En hy sê, sien, ek het jou gesê. Ek sê nee, my krisis is nie dit nie, my krisis is die woord van die Here sê die arbeiders is te min en die oes is groot. En ek en jy as arbeiders ontvang net vir onsself en ons word vetgevoerde skape. En ek wil vandag vir jou sê, die hemel is nie die plek vir die vetgevoerde skape nie. Ek gedink julle gaan daarvan hou nie. Jy sien wanneer ons bid dat ons die Heilige Gees ontvang. Sê vers 39, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. En ek sê vir die Here, okay, wat wil jy hiermee sê? En die Here vat my terug na die eerste opdrag toe. Matteus 28. Wat sê Matteus 28? Gaan dan heen en gaan maak disippels waar. En as ek hierdie lees van toe die Heilige Gees uitgestort word, en hy sê, gaan sê vir almal wat daar ver is. Hallo. Hoor julle wat gebeur hier? Dit wat Petrus vir hulle preek, is niks anders as dit wat Jesus hulle geleer het nie. Want jy sien, toe Petrus die Heilige Gees ontvang, toe word sy kennis wysheid. Om te sê, in sy woorde, nie in Jesus se mooi teologiese woorde nie, nie in die pastoor se mooi uitgewerkte preek nie, en sy teologiese inligting en geskiedenis en kennis wat hy het nie. Gewone Petrus, gewone soos ek en jy, stap uit en hy gaan sê nie vir hulle in soveel woorde soos die skrif sê nie. Hy haal ook nie Jesus se woorde aan nie. Hy probeer dit nie copy en paste nie. Hy probeer nie die hele skrif uit sy kop uit ken nie. Hy probeer nie die langste, mooiste gebed te bid nie. Hy probeer nie die ou rondruk nie. Hy traai nie om gooi met sy baadjie of met sy water of spuit met sy doem nie. Hy doen niks van hierdie ekstra goed nie. Lees jy dit? Sien jy, yes, ek het nou nog 'n video gesien, toe gryp hulle hierdie nagmaal en hulle gooi dit oor daai tannie en ek is soos, waarmee is julle besig? Petrus het nie probeer Jesus aanhaal nie. Hy het nie probeer 'n skrif quoteer nie. Hy het nie probeer alles hier binne ken nie. Hy het gekom met hom as visserman en wat hy ken, en gesê, en dis vir my mooi, hy sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here na hom toe sal roep. Hallo, het jy gesien, dat daar is reëls gevolg, was daar regulasies, was daar 'n spesiale aand met 'n uitnodiging van kom, dis hier waar die Heilige Gees werk? Was daar 'n hele teaching gegee? Of was daar gesê, gee jou hart vir die Here? En dan gaan julle uit en gaan vertel vir hulle almal wat daar ver is. En vir jou kinders. Het iemand nou al Matteus 28 oopgemaak? Maar ek sal. Jy moet die konnektasie sien nie. Ek het dit op my tablet getik, maar my tablet wil nie die preek vir vanaand oopmaak nie, so ek is hier op 2 Sondae terug se preek, as jy gewonder het, net dat hy anders.
Jy nie dink ek maak dit op nie. Kyk, dis die eerste vraag wat hulle vir jou vra as jy teologie swat. Wat is die groot opdrag? Ek weet. Gaan dan heen en hy sê nee. Ek sal nooit daai lektor in my lewe vergeet nie. Hy sê die eerste opdrag is jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hart, jou verstand. En dan sê hy vir ons, hy sê gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Nou dit is die mooi teologiese Bybel aangehegte stuk wat Petrus veronderstel was om vir hulle te sê. Nee? Dit was die mooi preek. Die preek wat ons verwag die pastoor moet uit sy kop uit ken. Die stuk wat ek moet quoteer, want die wêreld sê vir my ek moet skrif quoteer om mense te oortuig van die Here. Hallo. Ek moet die Bybel ken. Ja, jy moet die Bybel ken vir jouself, nie vir die wêreld nie. Dis die mooi teologiese verklaring wat Jesus kom sê. En Petrus, visserman wat hy is. Kom sê in sy woorde. Sy woorde. Hy sê dat as jy hierdie Jesus aanneem, as jy hierdie Jesus aanneem en jy dan ontvang dit wat ons nou ontvang het, naamlik die Heilige Gees. Wat sê hy? Hy sê dan is hierdie ook vir julle. Hierdie belofte kom ook julle toe. Hæ? Hy kom sê dit. Hy het nie gekom met reëls en regulasies en jy moet eers 7 jaar se katekisasie deurgaan. Nee? Nie gesê nie. Hy het nie gesê, wow, hier is 'n lidmaatvormpie, vul hom eers vir ons in nie. Amper sê ek nou iets. Jo, my wag het nou so gestaan voor my mond. Ons is nie in die name en die shame business nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, die feit dat die kerk begin dinge byvoeg het, wat die woord gesê het. Dan sukkel ek. En ek gaan amper afsluit. Hier is nou die dag iemand in ons kerk. Julle sal nie weet wie dit is nie. Ek het nog eens my vrou vertel nie. Besef ek nou net. Ja, maar jy moet dit op 'n Sondag hoor dat dit meer impak het, dat jy saam met die mense opgewonde kan wees. Is iemand in ons kerk. Afgetrede, groot teoloog. Groot. As jy hom nie ken nie, sou jy nie weet wie hy is nie, want jy ken sy naam, maar jy weet nie hoe hy lyk nie. Groot teoloog. Bekend in al die denominasies. Nie net bekend in die volle evangelie kerk, bekend in al die denominasies. En dis die Sondag wat die Here vir my sê, bære jou tablet. En ek is soos, Here, en ek preek. En ek preek dit wat op Vader se hart is. En ons het 'n moment met die Heilige Gees en woord word bedien en al word vir mense gebid en die worship was so right. En na die tyd is die ou heel eerste in sy kar en hy's weg. En ek is so want hy ken baie mense wat ek ken. Wat gaan hy vir hulle vertel? Wat gaan hy vir hulle sê? En dit is asof die Here in my hart vir my sê, hallo, het jy gedoen wat ek gesê het jy moet doen? Ja, Here. Nou wat is jou probleem? Nee, niks nie, ek wil maar net aanvaarding hê by die mense. Nee? Doen ons dit nie? Het jy gesien hoe baie pastore bid, hulle wakker so hou hulle oë so op as almal kyk en sê hulle, "O Here." Nee? Ons bid net vir sekere mense wanneer ander mense kyk. Maar kry die ou alleen in die straat waar niemand jou sien nie. Is ons nog daai kinders van die Here? Is ons nog daai kinders wat jy nooit voor die eer gaan kry nie?
En ek struggle vir 'n week in my hart. Gaan ek alweer. Ek struggle vir 'n week in my hart met hierdie en ek sê Here. En die Here sê vir my back to basics. Back to basics. En so is dit nou wil. Loop ek hierdie persoon toe nou raak by die universiteit. Toe ek gou daar was vir iets. Ek kan nie eens onthou vir wat nie. O ja. Ek het eintlik net die sleutel gaan haal vir die crickethuisie wat ons nodig het, maar iets gaan haal daar. En ek ry uit by die hek, of in by die hek, en hy kom uit en hy wys vir my. En ek stop. En langsom sit nog 'n dik bril ou wat baie teologiese boeke geskryf het, wat ons vandag nog swat. En ek weet nie wie hy is, maar hy het homself voorstel, toe weet ek wie dit is. Dus ek soos, nou gaan dit goed. Here, ek was in die F-klas. Here, ek het dit net gemaak, ons almal weet dit. En ek voel ewe skielik. En die Here sê vir my, dis so baie kinders van die Here voel, as hulle kom, by die wêreld wat meer antwoorde oor die Bybel het as hulle. Het jy geweet dat ongelowige mense die Bybel beter ken as gelowige mense? As hulle weet hoe om vir jou te kan nee sê. En hy klim uit. Nou staan ons daar in die middel van die pad en ek sê, hallo, ek het gesien wat Sondag al by ons, het was lekker, hy soos, ja, nee, dit was alright. En die ander dikbril klim uit en hy sê vir hom, is dit die kerk, is dit die pastoor van die kerk waar jy nou nog by was? Hy sê, ja, het was hy. Hy sê, maar hy is al so jonk. Ja, dis die eerste, jy is reg mevrou, dis die heel eerste wat ek. En ek vra toe vir hom met my sprankelende persoonlikheid, wat beteken dit? En weet jy wat sê hy vir my? Hy sê hy sien omtrent 500 gemeentes deur 'n jaar wat hulle by besoek en aktiwiteite bywoon en. Ek sê ja. Hy sê en ek sien nie meer die Heilige Gees in die kerk soos ek hom hier gesien het nie. En my hart is nie vol van trots nie, my hart breek. Op daai oomblik, want ek sê Here, wat gaan in jou kerk aan? Wat gaan in jou kerk aan? Dis hoekom jy nie terugkom nie. Dis hoekom ons langer moet sukkel. Dis hoekom ons langer moet struggle, want jou kerk doen nie hulle werk nie. Die kerk is stikkend gepreek, stikkend geteologie, maar ek wil vandag vir jou sê, waar's die Heilige Gees? Want jy sien, ek en jy kan kennis opdoen, maar ons kan nie wysheid hê nie, want die Heilige Gees is die Gees van waarheid, wat die bron is van wysheid. En my woord aan hom is, ag ek traai maar. Hy sê vir my, solank jy net nooit ophou nie. Solank jy nooit ophou traai nie. En ek maak die fout. En ek sê vir hom, jy ook nie. En hy sê vir my, jy het uit 'n skrifgedeelte uit gelees wat ek 'n sintese oor geskryf het. En 'n eksegese, daai ander, jy sien die slim mense goeters. Ek sê ja. Hy sê ek moet hom gaan oorskryf, want ek het hom geskryf uit kennis uit en nie uit die hart van die Heilige Gees uit. Ek sê my is so vinnig weg, hy sê ja, want ek wou nie gehad het jy moet sien hoe ek voor die Here huil en repent vir die foute wat ons maak, omdat ons hierdie boek goed genoeg ken, maar nie weet hoe die Heilige Gees werk, wat gehelp het om hierdie boek te skryf nie. Ek wil nog 2 goed met jou deel as ek klaar is, okay? Weet nie hoe kyk ek nou hier nie. Hy gaan my nie nou help nie. Iets interessants gebeur. In vers 41. Hy sê dit, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het,
is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die gebreke van die woord en die breking van die brood en in die gebede. En ek vra vir myself die volgende vraag af. Hoeveel mense sou gered geword het al as ons gebly het by hierdie? Hoeveel meer heaven populated people would there have been as ons by hierdie gebly het en gesê het, neem die Here aan, lewe volgens hierdie skrif. Het julle gesien dat nêrens het hierdie eerste predikers, hierdie ouens wat 3000 siele op dag 1 vir die Here red nie, het julle ernstig gesien dat hulle gesê het, dat jy moet eers iets doen, voordat jy jou hart vir die Here gee? Jy het ergens gesien dat hulle vir hulle gesê het, jy moet eers kerk toe gaan, en 'n nuwe lidmaatskap klas bywoon, en jy moet eers al hierdie goeders doen, voordat jy kan die Here dien? Of het hy hierdie mense net so aanvaar, op die spot, vir wie hulle is, en van daar af, sê die skrif, en hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van brood, en in gebede. Daardie het nie direk na mekaar gebeur nie, daar het tyd verloop, voordat die skrywer van Handelinge hierdie geskryf het, en verder gegaan het, want soos jy kan sien, is hier 'n duidelike ontbreking, want hy kan nie daar geprofeteer het, en gesê het, hulle gaan in die lering van die woord leef nie, hy het gesê, en hulle het daarna. As ek en jy enigiets moet preek oor Pinkster, is dit die feit dat die Heilige Gees oor ons moet kom, sodat ons kan uitgaan en vir die wêreld kan gaan vertel wie Jesus is. Ek het nie gesien dat hy gepraat het oor die gawes nie. Ek het nie gesien dat hy die gawes moet gebruik om mense te bekeer nie. Het jy dit gesien hier? Het jy gesien, daar was 'n Pinksterdiens, of 'n Heilige Gees, of 'n profetiese diens, of 'n genesingsdiens, of 'n wat 'n ander ding, uitdryfdiens, demone uitdryfdiens, 'n bevryding, daar's die woord. Bevrydingsdiens, ons gaan jou vrymaak. Het dit gebeur? Of het hy vir gesê, kom na Jesus toe. Kom na hom toe. Hulle het gegaan met dit wat hulle geweet het. En ek wil vandag vir die volgende kom sê, die Here gaan jou nooit iewers heen stuur met iets wat jy nie gaan kan hanteer, en iets wat jy nie weet nie. Hy gaan nie. Hy gaan nie. Hy gaan jou stuur na hulle toe wat jou teologie, wat die waarheid is, op die manier wat jy dit praat, gaan hy dat jou stuur dat hulle dit kan verstaan. Dis wat die Here doen. Jy kan vir Joshua agter my rug vra vir die kere wat hy al saam met my gery het, waantoe die Here ons gestuur het op baie weird plekke. En vir Joshua was dit net so weird. Ons sê soos, hoe dit nou? Sê ek weet nie, ons doen dit net. En Joshua se eie woorde was, dis net jy wat die Here hiernatoe sal stuur. Dis net jy wat hierdie sou doen. Jok ek. Jy sien, ons soek altyd vir die geleentheid. Ons soek altyd vir die gemak van die evangelie. Ons soek altyd vir die maklike deel van dit. Terwyl die woord sê, hallo, aanvaar Jesus, aanvaar dit wat hy gedoen het, en jy ontvang die Heilige Gees, en daarmee gaan ek jou stuur. Hier's van julle wat vanaand moet hoor, gaan net terug by Sieks toe. Gaan net terug na wat die woord gesê het. Gaan net terug na die feit dat jy nie hoef te sê dit wat ek sê nie. Jy hoef nie te sê wat die ander ou op die TV vir jou sê nie. Maar ons moet fokus op dit wat die Here sê. Want as hierdie nie vir jou bewys is van die feit dat die Here hulle wat nie geskool is nie kies om te gaan skool. Hallo. Nee? Hoekom sal hy jou nie gebruik nie? So ek jou vanaand uitnooi. En ek wil hierdie net sê, ek maak niks af van die bid in tale nie. As jy wil bid in tale, kom, ek sal vir jou bid. Rarig. Ek het nie 'n pyn nie.
Ek het net 'n pyn met die feit dat dit 'n event moet wees. Want nêrens in my skrif lees ek dat die tale 'n public announcing loud ding is nie. Nêrens. Inteendeel sê, dis tussen my en die Here. Dis privaat, tussen my en hom. En dan gryp 'n ou 'n mikrofoon en hy dan vra ek myself af, Here, dis mooi. Dis iets wat U gegee het. Maar as ek reg onthou, is dit 'n verhoudingsding. Dis 'n hierding. Dis wanneer daar 'n oomblik is. Nie waar nie? Wanneer is nee, kom, ek gaan nie na haar preek nou nie. As jy begeerte het vir so iets, kom, ek sal vir jou regtig bid. Beloof jou dit. Ek het al getuienisse gehoor van mense wat ons voorgebid het en vir dit gevra het. En toe hulle seisoen reg is om dit te kry, toe gebeur dit van self so. So. Gewoonlik in 'n worship, soos jy wil in tale bid begin worship. Jy sal sien. The Lord just imparts it into your life. En ek wil net hierdie by sê, jy hakkel nie ewe skielik as jy nou nie gewoonlik hakkel nie, hoor. Noem dit net. Ons sal oor dit, ek sal klaar, ek jammer. 6 piks. Ek is jammer ek sê hierdie goed reguit. Want weet jy hoekom? Ek is moeg daarvoor dat ons dit net aanvaar. Ek is moeg daarvoor dat ons net sê dis reg. Verstaan julle wat ek sê? Want die vyand 'n manier om in te kom en net of jou, as ek soos, wat? Gaan nie aan. My skrif sê een ding. Moet ons in tale bid? Absoluut. Dit versterk jou geestelike lewe, amazing. Maar Pinkster, met die uitstorting van die Heilige Gees, hierdie geskenk wat ons gekry het, is nie veronderstel om te gaan oor net dit nie. Moet gaan oor alle aspek van my en jou lewe. Want wat die Heilige Gees heel eerste gedoen het, hy het nie vir hulle gewys wat sy cool tricks hy het nie. Hy het hulle die vrymoedigheid gegee om 3000 mense se siele te gaan red met die waarheid. So ek wil jou vanaand uitnooi. Ons gaan nagmaal hê nou. Maar ek wil jou vra, ons gaan sommer net daar agter en nakker daai liedjie speel. Ek wil jou vra om vir 'n oomblik net gou te sit. Check net gou jouself. Check net gou waar is die Heilige Gees in jou lewe. Check net gou waar laat ek hom toe. Want dis hy wat my die vrymoedigheid gee om my hande op te steek en die Here te aanbid. Dis hy wat my die vrymoedigheid en die krag gee om op my knieë te gaan en voor die Here te bid en om te vra vir 'n wonderwerk. Dis hy wat my die vrymoedigheid gee om met enigiets na die Here toe te kom en sê, Vader, asseblief, ek kan nie hierdie alleen doen nie. Ek het U nodig. Maar ek wil vandag vir jou sê, die oomblik wat jy meer tyd spandeer aan iets anders, is jy besig om die Heilige Gees binne in jou te stop. Jy's besig om van hom te vergeet. Jy's besig om hom seer te maak. Jy's besig om dit te beskadig want ek maak dit vol met iets anders, terwyl die enigste plek in jou lewe, enigste gees in jou lewe is hy. Daar's nie 'n ander Heilige Gees in jou lewe welkom nie. Daar kan ook nie een wees nie. Maar ek wil jou vanaand nooi vir 'n oomblik net stil te word. En te sê, Here, ek het U nodig. Ek het die Gees van waarheid nodig, Here. Ek het nodig, Here, dat U my leer, my gebruik en my sal stuur. En dan wil ek vra, ek en jy het die Heilige Gees ontvang die dag met bekering en ek glo almal wat hier sit het hulle harte vir die Here gegee. Maar deur dit te doen wil ek hê ons moet vanaand hierdie nagmaal gebruik as 'n simbool om te sê, dankie dat U U lewe gegee het en ons nie alleen gelos het nie. Dankie dat na hierdie teken is daar iets vir ons gegee, iets vir ons gestuur vir die res van ons lewens. En dan het ek 'n tweede deel wat ek wil vra. As jy op 'n plek is wat jy voel, Here, ek het ernstig die Heilige Gees so 'n bietjie onderdruk, so 'n bietjie van vergeet, want my omstandighede het nie getuig van 'n Heilige Gees nie. Wil ek jou vanaand 'n geleentheid gee om te sê, Here, ek is jammer. En nou wil ek jou hierdie goeie nuus gee. Wanneer jy vanaand voor die Here sê jy is jammer,
en jy dit daar los, en jy hierdie nagmaal gebruik, vergeet die Here daarvan, want die woord sê, ek sit dit so ver, so van die ooste van die west af is weg van jou af. Moenie dat die vyand dit vir jou teruggee nie. Moenie dat die vyand dit vir jou teruggee, en jy dink jy het dit terug, en jy moet dit nou maar net vat nie, want die Here het jou reeds vergewe, lewe in vergifnis. Ek weet nie wie moes dit ontvang nie, maar dit is vir jou. So kan ek jou vra om vanaand vorentoe te kom, maar ek wil jy met jou tyd vat, ek wil jy met 'n oomblik maak, wanneer jy gereed is, om te kom. Wanneer jy gereed is om te sê, Here, ek is jammer vir die kere wat ek het gemis het. Ek is jammer dat ek het iets anders te gemaak het. Ek is jammer as ek iets anders te geglo het. As vanaand by die Here sal kom stil en sê, Here, kom was ons weer skoon met die bloed van die lam en met die waarheid. En Here, dit die woord van ons getuienis sal ons uitgaan. En soos Petrus het kom sê het in die plain Afrikaans, so vir hulle wat ver is, dat hulle na die Here toe sal roep. So Vader, ek kom bid vir hierdie tafel, ek kom bid dat hierdie tafel, Here, wat dis gewone brood en gewone druiwesap, maar wanneer ons verstaan wat die sakrament is hier aan, Here, kry dit krag. En ek bid dat hierdie tafel sy volle potensiaal sal bereik, vir die prys wat U betaal het in ons lewens. Amen. Here, kan gerus voor.